uitslaap, dan sal jy vanoggend agtergekom het oor die kouberte wat op pad is, nie? So, welkom by ons diens waar ons vandag, eintlik al donderdag, maar vandag begin praat oor Pinkster, nie? Pinkster is natuurlijk die tyd waar ons fokus op die Heilige Gees wat uitgestort is, wat na Jesus die hemelvaart gegees deur God, gestuur is deur God aan sy geloof, sy kinders, die gelowiges, maar ook aan sy kerk, en die kerk te lei en op die regte pad te hou. En ek gaan vanoggend nou 'n bietjie meer oor praat, Pieter het nou oorgaan die volgende slide toe, so vir ons kyk so ons het dan 'n vandagdiens dan van maandag tot donderdag tot 6:00 in die aand diens, en dan het ons sondagoggend, volgende sondag het ons dan 'n lofprysingsdiens en nagmaal. En dan na die tyd is daar kosverkope die huis hersakker wat gaan wegneem etes van verkoop by half in die saal vir hulle versameling, maar dan ons volgende sondag ons dan 'n feesvier van Pinkster. So almal baie welkom. En onthou ook hierdie week dan natuurlik die kerkraad het gereël met hulle blyke dat hierdie week van maandag tot donderdag maar sop en broodjies na die diens is. So ek besef is donker en skoud, maar ek wil julle uitkom as ons klaar saam geluister en saam gesing het en alles deel van die diens gehad het, dat ons daarna gaan sop en broodjies geniet in die saal, in die kerksaal. Julle almal word hartlik uitgenooi daarna. Ons lees vanoggend uit Exodus 40 is ons hoofteks waar ek preek, maar soos die gewoonte dan nou is, in die begin van die diens, ons is 'n bietjie rustig raak in God se teenwoordigheid en ook bid dat die Here in die diens sal seën met sy Heilige Gees. Genesis 1 vanaf vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor waters gesweef. Ons lees al in Genesis, die tweede vers van die Bybel, was God se Gees al daar. Voor enige dier of mensenskaap het God se Gees al gesweef oor die waters. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. O Heilige Gees, in die Pinkstertydperk gaan ons in besonder oor U dink, van U lees, oor U praat, met U praat ons gebede en ook die prediking. Nou Heilige Gees, ons vra ook dat U vanoggend hier sal wees, hier in hierdie kerkgebou, in die Jakobsdal se enige kerk. Dat U ook hierso sal rondsweef, sal sweef tussen die banke, bo ons en ook natuurlik binne ons. Om ons bewus te maak van U wil, dat ons bewus sal word van die teenwoordigheid en van U vertroosting voor die kruis van Jesus ons verlossing. Ons bid in U naam alleen. Amen. Terwyl ons sit, antwoord ons met laat Heer en vrede deur my vrede. Die 204.
jy kyk na ons Bybels. Môre. Lekker weer aan ons. Gaan jy? Dit goed. Bly jy net. Okay, so ons, julle sal onthou ons het nou al hiersoos derde boek gevat, né? Ons nou van die. Ons het al so maak jy Bybels, as jy Bybels het, as jy het, maak sal jy net nie reg so nie, kom maar lees. So maak ook by die Bybel by die inhoudsopgave. Daar waar al die name van die Bybel is. So julle sal onthou, hoeveel boeke is daar nou in die Bybel? 66. Okay. In die Ou Testament is daar 39. In die Nuwe Testament is daar 27. Nou laat ons geleer dat die Ou Testament aan 3 dele opgedeel word. En jy onthou? Yes. Jy het ook dit gedoen met ja, die wet, die profete en die geskrifte. Kyk. Nou vanoggend ons na die Nuwe Testament. So ons het nou gepraat oor wat staan in die Ou Testament se 3 hoofdele. Nou die Nuwe Testament kan ook soos amper, so te sê, ook in 3 dele opgedeel word. So, kom ons kyk na die Nuwe Testament. Okay, so, Nuwe Testament is daar, wat staan ons in die Nuwe Testament? Dit is die storie van wie? Van Jesus, ja, dat hy gebore is, en ons dit gedoen het, en dat hy gekruisig is, en dat hy opgestaan het vir ons sonde. So die eerste 4 boeke in die Nuwe Testament. So wat was die eerste 4 boeke? Dit is nou, okay? Johannes, okay, so dit doen ons die 4 evangelies. Evangelie beteken die goeie boodskap, dis die stories van Jesus, né? Dis maar ander wat. So daar's 4 boeke wat gaan spesifiek oor Jesus se storie, né? Dan is 'n boek met die naam Handelinge. Party in die Bybel sal ook sê die Handelinge van die Apostels. Okay. So daai is soos 'n geskiedenisboekie wat ons sê oor die kerk. Dit vertel ons die geskiedenis van die kerk. Die kerk begin, né? Nie hierdie kerk nie. Daai kerk van daai tyd toe Jesus doodgegaan het, né? So daai boekie van sy eie en dan stroom boeke daarvan in Romeine, sal jy sien Romeine en dan kan jy maar 1 Korintiërs, 2 Korintiërs, Galasiërs en dan so aan tot by die boekie of boek wat ons in sy naam is Judas. Dis nie ons die Judas wat amper op die tweede laaste, né? So van Romeine tot Judas noem ons die briewe. So dis die briewe. So ons het die evangelies, dan ons Handelinge, dis 'n geskiedenisboekie van die kerk, dan het ons die briewe van Romeine tot Judas, en wat is die laaste boek in die Bybel? Openbaring, ja, wat waarvan Openbaring? Oor die hemel, ja, en oor die eindtyd, né? So, dit sê van wanneer gaan die storie kom, né? Dit sê bietjie vir ons van hoe die wêreld gaan wees en so voort, né? So die Nuwe Testament kan in ons sê maar 4 dele opgedeel word. So die evangelies, Handelinge, wat geskiedenisboekie is, die briewe en dan Openbaring. Okay, nou gaan ek 'n vraag vra, né? En ek het hier so ietsie vir julle, né? Dat iemand nog kan wegvra. So die boek Jakobus, wat is dit boek sal wees? Wat is groep is? Die briewe baie gelukkig. Okay, so Jakobus is een van die briewe. Okay, dis die brief wat Jakobus geskryf het. Okay, so julle sal onthou dat 4 boeke, ons het net geweet, evangelies, die 4 boeke van die evangelies, Handelinge, dis 'n geskiedenisboekie, wat ons vertel van die Bybel, dan die briewe wat klomp boeke is, en dan die boek Openbaring. Okay, kan julle onthou? Okay, bly julle Bybels is hier hoor, ons gaan nou weer in die Bybel lees. Hier is ons lekker vir julle, oor julle loop, en dan kan ons wat het is, en dan kan ons sondag vra weer, ons lekker van te spel, lekker vraag met iemand, iets keer lekker by julle gesê. Van julle wat wonder, hoe doen ons dit die boeke vat? Die gedagte is, die versoek het gekom dat ons meer ons Bybels afstof gebruik, fisies ons Bybels, en dat kinders veral ook begin meer weer vir die Bybel, die basiese goed van die Bybel, weet hoe haal my boekjes
as iemand sê lees nou uit Handelinge, gaan soek vir Levitikus, wat ook al, dat die kinders van ons as dit net een bietjie meer die bewus maak om die Bybel saamgestel is. Nou, ons gaan nou antwoord om vir die Here dankie te sê vir sy woord, en dat ons sy woord mag hê en daarin mag lees, deur die volgende 3 liedere saam te sing, dat hulle staan, die Here Jesus lewe, en dat die Here my God, en dat U het die brood gebring. Kom ons staan sy vir die Here. Thank
ons getuig van die grote liefde en omgee vir elkeen van ons. En dat jy ons ook wil aanspreek vandag, dat ons ook hoor, Here, wat is U wil vir ons lewens? Dat ons ook sal hoor, Here, wat is dit wat U vir ons wil sê? Waar ons dalk moet verander in ons lewens? Waar U wil hê ons moet geskaaf word tot eer en verheerliking van U naam. En Here, ons bid ook dat die Heilige Gees in hierdie Pinkstertydperk ook vir ons elkeen en ook vir ons as 'n gemeente opnuut weer vanwaar sal wees. Dat ons net weer besin daaroor en besef die groot invloed en groot rol wat die Heilige Gees moet speel in ons lewens en alles wat elke dag ook doen, Here. Here, daarom spreek hierdie woord nou, Here, en mag ons met ons geestelike ore luister na dit wat U vir ons wil sê. Ons bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons lees dan in Exodus 40, so verder, nou, dis dan uit die wet uit, die Ou Testament, die wet, die 5 boeke, Exodus is die tweede boek dan, die Bybel is dan die tweede boek van die wet. Ons lees die laaste hoofstuk van Exodus. Vanaf vers 34, Exodus 40, vanaf vers 34. Dis die oomblik, ek gaan ook soek nog die lees in Exodus daar, en ons doen het alles. So hierdie tekstdeel is ons hooftekst vir die Pinkster. Ek sal hierdie week en volgens ons herhaling ook gewys terug wat in die deel is. 'n wolk en die tent van ontmoeting oordek en die magtige teenwoordigheid van die Here die tabernakel gevul. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie. Die wolk was daar. En die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Later het ook so gegaan. Wanneer die wolk van die tabernakel af voor die Israeliete wegtrek, het hulle agter die wolk aan gesit. As die wolk nie wegtrek het hulle daar gebly totdat dit wel wegtrek. Die wolk van die Here was bedags 'n wolk oor die tabernakel en s'nags het dit 4 dae oor geword. So het die hele Israel dit ervaar elke keer as hulle versit. Dis dan net oor. Ons leef in 'n baie visuele wêreld met baie logos, embleme, slagspreuke ensovoorts. Wie kan sê wat is die slagspreuke en embleme? Hoe kan ons nou so iets, kyk dat jy aan die boek so gereeld is, so baie nie, maar die bekende is hoe kan ons jou help, nee? So as mense, ek sal nie propageer nie, maar hulle sê mense kan so kom en dan gaan gehelp. Dis 'n goeie diens, dit wil sê dan. Ons gaan aan die begin. As jy kapies het, wat was dit? Kom jy net goed nee, want dit is lekker, baie lekker, net te lekker. So as jy daai deel so sien, dan raak jy klaar, nee, jy moet klaar ry na om te gaan wonder gekoop, nee, en jy moet daar met musiek raak, nee, maar as jy in Kentucky maak jy so klaar, jy dit sê, nee, ons gaan nie volgende. Die jou klaar. Wat was die jou is die Afrikaanse lees is in Kentucky? Alles moet reg van maar ons moet goed slaap. So dit is 'n ander werk geword van 'n betroubare voet en mense wou dat jy ook gehad het, nee. Dit natuurlik kan ons nou nie voor dan met ander brands, nee, maar natuurlik so dis die ding waar nou maatskappye betaal baie geld om hulle beeld mooi te maak. Dat hulle 'n kenmerkende embleme sodat enige mens in al die internasionale plekke of maatskappye soos Toyota, Kentucky, McDonald's en die oorseese groot maatskappye, hulle spandeer baie geld. Dat enige iemand in die wêreld al dink aan Coca-Cola, dit is die grootste seker, as iemand daai slagspreuk sien of die lees of die embleem sien, dan weet hulle klaar wat se produk is. En hulle het 'n sekere gevoel as dit sien, nee, hulle net waar plek staan en wat se kwaliteit die gehalte dan produkte is van daai maatskappy.
en ook wat 'n diens daar maatskappy kan leef. Want as maatskappye dit nie doen nie, in vandag se lewe, 'n wêreld wat baie kompeterend is, gaan hulle nie oorleef nie. Want hulle die hele tyd baie geld wil ons hê. En dit is vars en nie kan te lyk, en ook op hulle wat die tye bly, waar die wêreld in beweeg. So dis baie belangrik vir maatskappye om dit te doen. Peter, ek gaan na volgende skryf. En daarom is nie my nie, ons Pinkster vir hierdie jaar se tema is 3 woordjies: wie is ons? Wie is ek? Wie is jy as persoon? Maar wie is ons ook as 'n gemeente? Dis kan sê ja, ons is die kerk, maar wat doen die kerk? Waar is ons besig? As mense ons dink oor die kerk, wat se gevoelens is daarby? Wat dink hulle doen die gemeente? Wat is dan net kerk besonder? Is dit net bazaar nou en dan? Wat doen die kerk? Waar die kerk besig? En dis die vraag ons moet vra dit. Want as mense van buite af kyk na die kerk, moet hulle amper kan sê, dis daai kerk, ons weet waar daai kerk staan, en daai kerk is baie duidelik oor wat hulle doen, en hulle is goed aan. Maar nou moet ons onsself net vra om iets om. Ons het donderdag in die hemelvaart, het ek ook Leon geraak, en die hele boodskap van die verluidingstyd, en dan ook met Pinkster, is dat ons bewus word in die Bybel van ons identiteit, en wie is ons? In Jesus Christus. Want Jesus moet ons as gelowiges ons identiteit bepaal. Want Jesus maak ons nuwe mense deur die werking van die Heilige Gees wat ons binne ons leef, in ons harte en gedagtes, en dan sluit ons na nuwe mense. Dan is ek nie meer die ou sondige mens wat mense na kyk en my oordeel nie. Ek is 'n nuwe skepping, 'n nuwe mens in Jesus Christus. En dit is wie ek is. Ek is 'n geredde persoon in die opgestaane Here Jesus Christus. Dis wie ek primêr. Dan wil ek sê ek is die kind van die en die. Ek is blank, ek praat Afrikaans. Dan is dit ook al ander tyd. Maar my primêre identiteit van wie ek is 'n kind van die Here. Ons altyd daar begin, en ook as ons in die kerk dink, altyd daar begin. En die Heilige Gees Pinkster het 'n ontsettende rol om te vervul in hierdie hele vraag oor wie is ons. Want die Bybel sê vir ons is die Heilige Gees wat in ons woon, en ook by die kerk is, die kerk krag gee en vernuwing gee en ook lei die regte pad en hulp die regte pad. Want daar is soveel ander paaie in hierdie wêreld en die kerk wil dit die regte pad wees om te weet ons bly gehoorsaam aan die Here. Nou, Eksodus 40 wat ons nou gelees het. Hoe pas dit in by hierdie alles? Nou, kinders en vriende en ouers, julle sal nou weet natuurlik in Eksodus gaan die verhaal oor. Met Eksodus is die eindtyd, né? Waar die volk van die Here se kinders vasgevang was in slawerny in Egipte, onder die heerskappy van die Farao, en dat Moses die Here se leiding en hulp hulle bevry daar. Die 10 plaae wat gekom het, en dat die Farao gesê julle moet nou gaan net weg. Ek wil nie julle nie meer hê. En dan weet ons daarna kom die Farao af met sy soldate, en dan kom die Rooi See, en dan verdruk die soldate, en dan is die volk nou vir 40 jaar so in die woestyn, wat hulle weer 'n moeilike, baie bar, droë wêreld moet trek, en dit was nie altyd maklik gewees. Want keer op keer dan het die volk weer begin met ander maniertjies, en hulle begin sonde geraak, en ongehoorsaam geraak, want nou die Here het hulle gesê wat hulle moet doen, en hulle die pad aangewys, oor wie is hulle, en waarna toe is hulle op pad, as 'n groep, né? En ons lees in Eksodus 40, die laaste gedeelte van Eksodus, wat juist hieroor handel, om te sê dat hulle die tabernakel, so ek gaan hulle die tabernakel opslaan, en hulle moet heel die wolk volg van die Here, want die afslaan, en dan trek hulle saam met die wolk. Want die wolk is die symbool van die Here se teenwoordigheid. En in die aand is dit 'n vuur wat brand in die lig, en as die vuur op die wolk stil staan, dan moet die volk stil staan. Dan moet hulle saam die Here wag. En wanneer die Here die volgende dag, die volgende week, die volgende maand, die volgende jaar, wat ook al weer aanbeweeg, na volgende plek toe, moet hulle alles afslaan, hierdie duisende mense, die Israeliete, en hulle bestaan in die rigting van die wolk, en die vuur kom op hulle aanwys,
wat hulle beweeg. So die volk moet die hele tyd naby God wees. Want hy wys hulle die pad letterlik aan hierdie woestyn. En as hulle naby hom is, voorsien hy ook vir hulle. En ons lees nog baie dinge van die manna wat gereën het, die kwarteltjies en die water wat Moses aan die klipstukke slaan en die water wat uitkom om te voorsien. So keer op keer voorsien die Here ook vir hulle as hulle so naby hom leef. Maar elke keer as hulle wegbeweeg van die Here af, dan gebeur iets vreesliks. Dan word hulle gestraf en dan word aangeval of gestraf. Elke keer as hulle van die pad af gaan en nie die Here volg. Ons onthou by die vroeë Exodus waar hulle by die berg Sinaai is, waar hulle eintlik ook wag vir Moses, dat Moses die wet kan bring vir hulle, terwyl hulle wag, en hulle begin 'n ander goed doen, en ander goede aanbring. En toe die Here hulle daardie ook gestraf. Toe raak Moses ook kwaad, en voor die klippe stukkend, en die Here neerkom die klippe, en toe was Moses ook gestraf, en daardie. Want hy was ook nie naby die Here nou in sy gemoed nie. So, die boodskap van Exodus is, die volk trek in die woestyn, hulle moet die hele tyd luister en die hele tyd aandagtig wees oor waar is die Here en die pad wat die Here vir hulle aanwys. Nou, hulle identiteit as 'n volk was gevind in die twee dinge, oor wie is God en wie is, of waar is God. Want God het hulle gesê, julle is my volk, ek het julle uitgeroep, ek het julle uitgekies, en ek red julle uit Egipte. En ek gaan vir julle die beloofde land gee, maar dan moet julle by my bly. En hierdie identiteit het hulle afsonder tussen die ander volk. Want hulle moes nou volgens 'n sekere manier leef, nee? Die Here het voorgeskryf en sê, hier is 10 gebooie en daar's 'n paar ander wette daarna, saam met dit, maar so moet julle leef. En so sal ander mense, ander volke die Here kan uitken, en sê, julle behoort aan die Here. Julle moet weer heilig leef, rein leef, en naby die Here leef. Nou as ons die vraag vra, wie is vir ons geliefdes? Dan moet ons ook vir ons vra in 'n tweede ding, wie is God vir ons en waar is God in ons lewens? So, wie is God en waar is God? En dis twee dinge wat ons gaan help om die vraag te beantwoord, wie is God? Nou, as ons wil praat oor waar is God, ons praat eers daaroor, dan moet ons natuurlik ons eers kyk wat sê die Bybel vir ons, nee? Wat sê die Bybel vir ons oor waar is God? Want ons wil ook ons weet waar is God, so ons die regte pad kan gaan, nee? Die regte pad kan loop in ons lewens elke dag, en wat 'n pad ons as gemeente ook moet loop saam en naby die Here. Nou, in die Ou Testament is daar nou 'n paar plekke wat aangewys word as hier is God. So in Genesis 3, waar Adam een van die tuin is, dan sien ons dat God het daar gewandel in laatmiddag. So die tuin van Eden, 'n paradys, 'n oerwoud waar daar genoeg is en is lewendig en floreerend, daar was God se eerste adres. Dit is ons. God was in die tuin van Eden. Daar is die eerste plek. Wat toe gebeur hy nou met Adam en Eva nou, hulle uit verband daarna, en toe moes die mense getrek, en later was ons van Abraham en God en hulle begin, nee? En eers hier in Exodus kry mens werklik weer 'n aanduiding van wie kan sê wie is God. En dit was met die tabernakel of die tent van ontmoeting. Maar dit is nog contrasterend, want eers was God in 'n paradys gewees, en nou is God saam met sy volk in 'n woestyn. Woestyn en paradys, twee uiterste plekke. So God is hier by tent wat hulle saam in hulle leef, en ook die wolk wat beweeg is God se teenwoordigheid. So nou weet die mense, ons weet waar God is, God is in hierdie tent, in hierdie tent, en ons weet God is daar. Ons weet ook, hy wys ons die pad aan met die wolk en die vuur. En ook so dat Moses ook, as die wolk in die tent is, dan kan Moses nie help nie, want hy mag nie so naby, mense mag nie so naby in God se teenwoordigheid gekom het. En dan gaan die volk in die beloofde land in, later bou die tempel, en later boeke in die Ou Testament, en dan word die tempel verwoes. En dan het die mense nie daai vraag, nie daar by Esegiel, by Jeremia, by profete, wat hulle die vraag het, waar is God? Want die tempel is stikkend. Die mense is versprei, hulle is in ballingskap weggeneem. Waar is God? En dan profeteer God die hele vel, of die profete, en sê,
julle gaan weer terugkom na my toe, na Sion toe, na Israel, na Jerusalem, en julle sal daar my weer vind daarso in die beloofde land, nie? Nou kom ons gaan oor in die Nuwe Testament. Want toe verander die goed bietjie anders. Toe sê God nou, hy stuur homself dan, nie, in Jesus Christus na die aarde. En toe sê Jesus dan nou natuurlik die tempel gaan vernietig word, en dan gaan julle liggaam op die tempel. En met die uitstorting van die Gees, dan word dit nog meer bewaar, dat die Heilige Gees by ons woon, en ons nuwe mense word. So God, wat daar die paradys was in Genesis, dit nou saam by kop hou, nee, is op die ou dit binne ons as gelowiges. God is binne ons. So dis ons apart wat die Here geroep het saam met sy mense, van ons, om by ou dit te sê, mens, ek is binne in ons. Ja, ek is in die hemel ook, ek is in die Gees wat die wêreld leef, maar ek is ook binne jou. So die eerste vraag oor wie is ons? Die eerste antwoord daarop is om te sê, God is met ons. Hy is by ons. Ons is nie altyd bewus van hom nie, ons luister nie altyd hom nie, maar die Here is met ons. Hy is ook met ons as 'n gemeente. Hy is by ons. Dit kry ons in die woord bevestiging in die woord. Dan moet ons ook vra, die tweede gedeelte van die vraag, wie is ons? Ons moet ons self vra, maar wie is God? Maar dit sal ons help om te besef, wie is ons, nee, as mense. In die Ou Testament het 'n klomp woorde om God te beskryf, maar hy is natuurlik die skepper, die een wat alles geskaap het, die Genesis 1 en 2, hy is die almagtige een, dan is hy ook die een wat die verbond sluit met die mense, nee? Hy is die verbond sluit met die, hy kom sluit die verbond met sy mense, om red hulle uit die verknorsing uit, en dan sien ons dit hy is beskermer, en hy is ook 'n reiniger, nee? As hy volk sonde aanvang, en as verkeerde dinge binne sy volk, dan kom reinig hy en maak hulle skoon deur dit straf wat ook om mense uit te haal en om nuwe mense in te bring en goed te kompeteer aan. Dan die Nuwe Testament sê vir ons dan natuurlik dat God is ook dan nie in Jesus is hy ook God en hy is ook die Heilige Gees. Weer is hy ons met die Heilige Gees. So ons hoor God is by ons, die Heilige Gees, en God is die Heilige Gees wat binne ons is. Nou, wie is ons as 'n gemeente? En soos ek sê, met Pinkster gaan ons hierdie vraag met baie duideliker antwoord as net vanoggend. Nou, alles het begin natuurlik toe die Here hierdie gemeente geskep het, toe die Here nog voor dit sendinge gestuur het, mense gestuur het na Suid-Afrika toe, om die evangelie te versprei en om gemeentes te stig. So dit vertel ons geskiedenis van die proses hoe die Here ons werk in die wêreld, dat hy kerke stig en dat sy Gees aan die werk is voor. Toe ek begin het laas jaar, het ek ook vir die kerk vir julle gesê, dat ek gaan begin nie net op verander nie. Ek wil net kom mooi luister, fyn luister, oor die geskiedenis van die gemeente, oor waar is God aan die werk al die verlede, waar is God nou aan die werk, en waar hoop en vertrou ons God in die toekoms ook aan die werk van wees. Daarom ook in my inleiding het ek gewerk in Psalm 1 om te sê dat ons 'n stadige en 'n diep geloof nodig het. Dat ons het as gemeente nodig ons 'n bietjie stil te staan by ons woord en om 'n bietjie diep te dink. Here, wat is dit wat U vir ons sê? Oor wie is ons? Wat moet hierdie gemeente doen om mee besig te wees? Ja, ons Sondag kerke, maar daar's ander goed ook waarna die Here ons roep om 'n verskil te maak in die wêreld. Die Here het ons spesifieke lidmate gegee, mense met spesifieke talente, om sekere goed te kan doen, en daarin het ons vind, wie is ons as 'n gemeente? En hierdie Pinkster gaan ek dit uitpak, hoe ek alles onderskei met die Here se hulp, oor wie is ons? En dat die Here ons roep tot sekere goed om te doen. Sodat in die toekoms, as hierdie mense inkom, nuwe lidmate inkom, dat hulle kan sien, maar wie is ons? As die besoeker is, by die begrafnis of ietsie kan sien van wie is ons as 'n gemeente en waarmee hou ons besig. Ons is nie maar net 'n kerk wat 'n Sondag kerk nie. Ons is die week net so besig om 'n verskil te maak in Jacobsdal en die wye wêreld. Want God roep ons almal as gelowiges om in diens te wees van sy koninkryk. En God gee ons gawes en talente, hy gee ons ervaring, ons maak foute, ons leer daaruit en so roep God ons almal om 'n verskil te maak. So as ons in die toekoms ook wil vra, Here, waar kan ek dien by hierdie gemeente? Waar spesifiek wil U hê ek my talente uitleef? Moet U kan makliker sê, Here, U roep my na daai aard
Of Here, U het my die talente gegee om hier te werk, of die persoonlikheid om hier te kan werk en te kan diens doen by die gemeente. So hierdie week gaan ons kyk na 4 areas van ons as gemeente waar die Here ons na te roep om 'n verskil te maak op praktiese maniere in ons gemeenskap. En dan wil ek vir ons almal, elkeen van ons vra, nie vir myself ook, dat ons die Heilige Gees sal vra die week van Pinkster om ons bewus te maak, diep bewus te maak oor wat een van daai areas is by ons. Om te sê, Here, hier is ek vandag, ek sluit aan, ek wil daar aansluit en sê, Here, hier wil ek myself beskikbaar stel om diens te kan doen by hierdie gemeente. So as ons vra, Here, wie is ons? Dat ons kan sê, dit is ons Here. En dit is waarvoor ons staan. En dit is waar ons 'n verskil maak in die wêreld. Amen. Here Jesus, dankie dat U ons as 'n gemeente roep om nog steeds 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Here, ons as 'n gemeente het 'n sekere geskiedenis met al die dekades lank, Here, en oor al die dekades het U ons gebruik om klomp dinge te doen, om 'n getuie te wees op verskillende maniere vir U, Here. Here, help ons hier Pinkster, dat ons diep bewus sal raak van die Heilige Gees, dat ons weer 'n passie sal kry, Here, as ons 'n passie het, Here, dat nog verder aangeblaas word, en dat ons 'n vlam binne ons sal brand, Here, en dat ons die vuur by ons altaar sal brand, dat ons enthousiasties sal sê, Here, hier skak ons, en hier wil ons 'n verskil maak, hiervoor staan ons as gemeente, dit is wat ons gaan as gemeente doen, om 'n getuie te wees vir U, Here. Here, mag U elkeen wat kom na die Pinkstermoesieum, Here, dat hulle sal ook wees vir dit. As die besoekers daar kom, Here, dat hulle iets van die Gees sal aangryp. Dat die Gees met my elkeen sal praat. Here, mag U ook met ons gaan by ons werke, by skool en oral waar ons beweeg. Here, mense wat siek is, Here, en wat bekommerdheid en stres ervaar in hierdie tyd, Here, dat U ook deur die Gees in besonder ons daar met hulle sal wees. Here, seën ons gemeentiese kerkraad, ons leierspan, dat ons ook heeltyd sal luister na U en sal voorbou op die werk waar reeds gedoen is. En ons kan al die dinge nie ons verdien nie, omdat U God is, wat groot en eindige genade. Amen. Liefdes, ons gaan nou oorgaan na die afkondiging in die jaardag. So daar's 3 mense wat vandag gejaag. Dis Morel Becker, S.W. Engelbrecht en Janko Hertz. Baie geluk aan julle wat vandag gejaag. Ja, ons is op die afkondigings en ook hele paar ander mense die week gekom het gejaag. Ons moet nog vra of ons mekaar as die persoon gejaag het, ons mekaar so bel of boodskap is om mekaar ook geluk te wens daarvoor. Dan daar's hele paar afkondigings natuurlik. Ek wil nie alles nou noem vandag nie, maar daar dis soos die begin gesê, nou volgende Sondag is die nagmaal. En dan later as haar huis herpakker wegneem ete wat jy kan haal by die saal as hulle dit vooraf bespreek. Ons sal hierdie week ook 'n klein afkondiging uitstuur af en maak ons dit uitstuur oor hoe jy kan bespreek julle kos kan bestel ensovoorts. Dan onthou nou hierdie week is daar nou Pinksterdienste 6:00 elke aand van maandag tot donderdag. Dan gaan die kerk dan gereeld oor die buite, dat daar elke aand soms broodjies op die handheid is, en ons saam dit gaan geniet. Dan volgende Sondag is daar vir die nagmaal ons kan loofprys sê, en die Here dankie sê, ook met sang, so volgende Sondag ons nog 'n bietjie meer spandeer aan ons singery vir die Here. Dan by voorbereiding is daar 'n paar mense wat voorbereiding nodig het. Ek wil ook kan die hele opsit, dis nou Anneliese ma, as sy gesteer gekry oor die naweek, ons bid het vir haar, ons opereer word, baie sterk vir Annelie, die Here ook, baie sterk vir die. Dan op die kerkraad, dit is die nuwe persoon verkies tot op die kerkraad, wat ons het in hierdie Dinsdag, wat verby is in ons kerkraadvergadering gehad, so Albert de Tooi is verkies tot die kerkraad, ons gaan dan nog volgende Sondag goed afkondig, vir enige besware, maar Albert de Tooi is dan verkies tot die nuwe lid van die kerkraad. Dan is daar 'n afkondiging wat nie in die afkondigings opgedui word nie.
Dis 'n versoek van die ECSV by die skool, by die Hoërskool Landbouwdal. Hulle het 'n projek waar hulle komberse wil insamel vir mense wat minder behoefte bevoorreg is, mense wat 'n behoefte het aan komberse vir die komende winter. Almal vroegoggend raak aan winter. Dat ons komberse insamel vir die mense, dan sal die ander die van die kinders van die ECSV uitdeel by die betrokke gesinne. So as jy komberse het en jy by die huis het en nie gebruik nie, kom bring dit asseblief na die kerk toe. As jy iets van komberse bring na die kerk toe, dan sal ons sorg dat dit by die regte mense uitkom. En so ook 'n praktiese verskil, positiewe verskil te maak in mense. Is dan al afkondigings wat ek uitlig. Geliefdes, ons gaan nou afsluit met ons slootlied en ek het dit so beskou dat ons dan gaan afsluit met die lied die Onse Vader gebed, dat ons dit ook gaan opdra as 'n gebed vir die Here om ons hierdie week van Pinkster werklik nederig te maak, kragtig te maak, dat die Heilige Gees met ons kan werk, ons kan skaaf en nuwe mense, beter mense kan maak tot eer en geloofing van die Here. Kom ons staan asseblief vir die lied op. Die Here is voor jou om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vang. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy wil val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen.